Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Marcel, jy het net in die vorige insig op verwys na familiebesighede. Ek weet toevallig jy het 'n doktoraat gedoen oor sover terug die Jode, want dit is nogal 'n ding van familiebesighede, maar ook in Suid-Afrikaanse konteks en wat ons nou hier gesien het, hoe kan jy dit vir ons 'n bietjie beter verduidelik? Corneille, daar's baie skokkende statistiek wat ons sien reg deur die wêreld. Twee van die goeders wat ek sommer vir ons kykers vandag net sal aanhaal, en dis nie om vreesagtig te word nie, dis juis eintlik om te sê, maar daar is hoop, is dat omtrent net 2% van familiebesighede kom by die 4de generasie uit. Maar ek hou daarvan om te praat oor die 2% eerder as die 98, en dit wys van ons duidelik dat wat jy al reeds in daai eerste, tweede en derde generasies doen, is krities belangrik om 'n patroon neer te sit, dat daai 4de, 5de, 6de generasies nog steeds voort kan gaan. En as ons net na die FSA kyk en ons hang af nou wie jy lees, dan praat die ouens van enigiets van 40 tot 60 triljoen dollar. Dis die grootste rykdom oorhandiging wat op die oomblik besig om plaas te vind van die huidige generasie na die volgende generasie toe. En ons moet seker maak dat daai volgende generasie wat nie noodwendig soveel gewerk het om daai welvaart te bou, dat hulle verstaan hoe om goeie rentmeesters te wees en nog steeds voort kan gaan om goeie dinge te doen, om impak te kan bring. En dis waar my hart is, dis waar ons hartklop is om te sê, hoe maak ons seker dat ons van krag tot krag kan beweeg nog een generasie na die volgende toe? Ek weet, julle het 'n Christelike beginsel, die mense wat op julle boeke is, ken ek toevallig goed, maar julle het ook inisiatiewe om die jonger ou wat voel ek's nog nie waardig om gehelp te word, ek's nog te klein, julle tog planne vir hulle ook. Verseker, ek dink jy is nooit te oud of te jonk om met jou entrepreneurskap te begin nie. Ek het net die naweek wat verby is, het my vrou sommer net klomp goeders wat by die huis oortollig is in 'n boks gegooi en ons kinders daar na die Pretoria rugbyklub toe gevat waar hulle so 'n bakkie smous ding gehad het. En soos 'n Engelsman sê, my dogter en my seun wat nog altyd op skool is, moes gehassel het. Laat hulle net eers leer hoe om iets te kan verkoop, hoe om handel te kan dryf. Of hulle nou entrepreneurs gaan word of nie, dit maak nie saak nie. Ons almal het daai basiese kundigheid nodig hoe om te kan verkoop, hoe om handel te kan dryf. Want dis 'n skill wat die res van jou lewe in elk geval vir jou baie gaan beteken. En as ons met 'n jong persoon werk, daar's 'n plek wat ons moet begin en ons moet daai basiese vaardighede vir hulle leer voor hulle kan droom om nou regtig waar die groot kan ek sê 'n maatskappy te kan bou. Om oor te gee is 'n baie moeilike emosionele ding, jy weet selfs by ons, maar dit hoef nie so te wees, dit kan partykeer ook bevrydend wees as jy dit op so 'n manier aanpak dat jy en dit met gemoedsrus weet, hoorie, ek het oorgegee, maar nou is dinge nog beter, ek wil agteroor sit, bydra lewer, maar my besigheid is nou nog veiliger as ooit. Ja, die navorsing wys vir ons dat veranderingsbestuur vir die mens nie 'n maklike ding is nie. En ek het nou nie tyd om in die neurologie daarvan in te gaan nie, maar die brein observeer verandering as 'n onbekende en 'n onbekende het risiko en dis hoekom die brein baie maklik in hierdie veg of vlug ingaan en hoekom baie van ons senior leiers van maatskappye dit moeilik vind om oor te gee. Maar in alle veranderingsbestuur, Corneille, wat lekker is daar is maniere, daar is strategieë wat gedoen is en wat werk. So dit hoef nie 'n onsekere ding te wees nie en ons wil seker maak dat beide generasies, ek wil sê die volle genot van die proses ook kan ervaar. Ja, nee, dankie dat jy die magic word kultuur genoem. Ek dink dis kritiek. Maar so, ons kan nog seker ure praat. Ek wil die kykers net lus gemaak het. Ek weet nie 100% weet baie mense wat nou dit gehoor het. Ek het nog 'n klomp vrae, maar dan moet hulle maar by jou uitkom. Ek weet jy's klaar besig, so good luck. Maar baie dankie vir jou tyd vandag en dat jy saam met my hier hapie kom vat van die heerlike kas. Verseker en dankie vir die voorreg dat ek saam kon kuier vandag, Corneille. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.